Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ek gesels nou met Annette Botha en Michelle Du Plessis van Vox Weather. Suid-Afrika se eerste onafhanklike digitale weerplatform oor hoe hulle weerinligting meer toeganklik, relevant en menslik maak. Hartlike goeiemôre dames en baie welkom hier by ons. Môre Pieter. Te heerlik Annette, ek gaan sommer by jou begin. Jy het al meer as 'n dekade se ervaring in uitsaai media. Wat het jou gemotiveer om Vox Weather te begin en hoe verskil dit van tradisionele weerberiggewing soos ons dit ken? Ja nee, kyk, nes jy is ek al 'n hele rukkie in die uitsaai media en ek dink ek het net meer en meer besef, mense wil nie net weet hoe gaan die weer môre wees nie, hulle wil verstaan wat aangaan. Jy weet, dit uitstaan uit 'n passie en liefde wat ek het vir die weer. En om dit net vir mense meer, jy weet, verstaanbaar te maak en maklik te maak. En omdat ons, jy weet, digitale 'n digital wêreld lewe en ons is onafhanklik, kan ons baie vinnig reageer en ons kan vinnig en direk vir mense verduidelik wat is besig om te gebeur, wat doen hierdie stelsel, is hy sterk, gaan dit vloede veroorsaak. So ja, dit gaan maar net oor om mense in te lig en letterlik eintlik maar lewens te red as hulle ingelig is oor ewige weer en vloede. En die manier wat jy doen is tipies op daai layman's terms. Michelle, wat maak 'n digitale, onafhanklike weerplatform anders as jou meer konvensionele rolle? Pieter, om baie net aan te sluit, om onafhanklik en digitaal te wees, gee ons vryheid. Wat beteken ons is nie vasgevang in 'n rigiede TV-skedule waar ons moet wag tot na die nuus voor ons nou kan praat oor die weer nie. Vir my is die groot verskil die spoed waarteen ons mense kan bereik en die manier hoe ons mense bereik. Ons kan vinnig reageer wanneer daar iets begin ontwikkel, soos Annette gesê het, en dit visueel met grafika en video's vir mense wys sodat dit sin maak. En dan ook die publiek op die grond, wat eintlik is waar die weer afspeel, gee ons ook terugvoer, so ons hoor direk van die publiek en kan hoor wat werklik aangaan op die grond. Julle fokus ook sterk op ernstige weer en klimaatsbewustheid. Weet hoekom is dit vir julle belangrik dat Suid-Afrikaners nie net die weer sien nie, maar ook weet so wat jy nou daaroor aangeraak het, dit verstaan? Ja, kyk, ek dink as jy die weer en die klimaat verstaan, dan maak dit net jou lewe so makliker. Onthou die klimaat het nog altyd verander, Pieter. So dis nou nie iets nuut nie. Jy weet, almal dink nou climate change, skielik moet ons nou op howe wees, maar dit is iets wat nog altyd gebeur het. Ons nog altyd droër en natter seisoene gehad. So dis nie nuus nie, maar wat wel nuus is dat die laaste dekade is al definitief 'n verandering. Ons sien dat ons globale temperature styg vinniger. So dit beteken daar is meer energie in die lug en dit is nou die rede dat weer dan partykeer meer intens is. So ek dink as mense verstaan hoekom dit gebeur en wat dit vir hulle beteken, dan kan hulle beter beplan, hulle kan reageer vir al die boere, jy weet, en hulle self beskerm. So ja, ek dink dis veral hoekom ons korttermynvoorspellings baie belangrik is om goeie waarskuwings uit te kry. Ek dink dit is regtig belangrik vir die mense. Weet julle, en klimaatsverandering is ook 'n groot deel van julle gesprekke, jy weet. Hoekom sou julle reken is dit so belangrik ook dat 'n ou maar jy weet in belang optree van vir mense wat 'n groot belang daarbey het en dit altyd in gedagte moet hou met die weerbewegings en dinge. Kyk Pieter, dit is noodsaaklik want as jy dit ignoreer, vertel jy net helfte van die storie. Omdat klimaat half die agtergrond is waarteen die weer afspeel, as daai agtergrond verander, skuif die kanse en die normaal ook. So dit help mense om te verstaan hoekom sekere seisoene anders voel, hoekom uiterstes meer voorkom en hoekom beplanning rondom byvoorbeeld waterbronne en hittegolwe en storms al hoe meer belangrik raak, veral hier by ons in Suid-Afrika. Ek moet nogal sê, ek dink julle maak dit vir die ouetjies wat nou nog op skool is, ook maak julle adrekskunde baie meer kleurvol as het ware, want soos wat ek nou met julle gesels, dink ek, waar was julle die dae toe ek nog adrekskunde op skool gehad het? Maar nietemin, kom ons kom terug by die ernstige geselsies. Watter rol dink jy speel platforms soos 'n Vox Weather in opvoeding en voorbereiding vir die toekoms? Kyk, ons sien dit elke dag op sosiale media. Jong mense is wakker en nuuskierig en hulle wil die hoekoms weet. Of dit nou is oor die weer of oor ander goeders, hulle wil weet hoekom. So ons rol by Vox Weather is om betroubare inligting vinnig en maklik te verduidelik, soos ons al gesê het, met eenvoudige taal, kort video's, want ons weet die aandag raak ook vinnig afgetrek as die video te lank raak. En dan net duidelike grafika. So nie om te probeer preek nie, maar om te help dat mense beter besluite neem en waarskuwings ernstig opneem. En omdat jong mense meeste inligting op hul fone kry,
gaan ons na hulle toe op die platforms waar hulle is. So as ons meteorologie meer toeganklik kan maak en selfs net een jong mens kan inspireer om meer te leer, is dit klaar 'n groot wen. Man, ek moet vir jou sê, ek gaan sommer net hierna kyk wat sê hulle oor vandag se weer. Maar Anet, wat sou jy sê is die grootste wanpersepsie wat mense het oor meteoroloë en weerberiggewing? Wel, dis presies wat jy nou net gesê het. Ek dink die een is dat mense dink ons studeer meteorites, jy weet, want dit is so die naam klink. Maar ek dink die grootste wanpersepsie is presies daar wat jy nou net aan geraak het, is dat jy kyk vinnig na jou app, dan sê hy vir jou, vandag 27 grade en dit gaan 3 reën, en as dit nie gebeur nie, dan blameer mense ons. Jy weet die meteoroloog, waar eintlik daai is net 'n normale weermodel, dit is data, dit is jou rekenaar wat vir jou eintlik maar net 'n output gee. Dit is nie, jy weet, soos ons meteoroloog wat jou plaaslike toestande in konteks ag nie, en ja, dit is waar ons menslike meteoroloog inkom. Ons interpreteer daai data, ons weet wat gaan aan, ons verduidelik dit in, jy weet, om perspektief in te plaas, en eerder om net, jy weet, te sê vinnig hier's 'n temperatuur of dis wanneer dit gaan reën nie. Ons wil eintlik die stelsel verduidelik. So, ek dink dit is definitief die grootste wanpersepsie. Dames, maar baie dankie vir die inloer vandag en baie dankie dat julle in die huidige warm temperature dit vir ons so koel en lekker maak. En van temperature na musiek, ons gesels net hierna oor 'n baie mooi duet, een van my gunstelinge, so jy bleter net bly waar jy is.